Goeiedag liewe vriende in Christus Jesus en welkom by ons gemeente se aanlyn diens. En gelukkige Moedersdag vir elke dame wat 'n impak op iemand se lewe het. Dis regtig kosbaar en besonders om omring te word met dames wat die Here liefhet en wat lewens aanraak met sy liefde en omgee. En wat 'n voorreg is dit nie om deel van 'n gemeente te wees nie, deel van Christus se lewende liggaam te wees wat mekaar bystaan en ondersteun. As 'n mens oor 'n gemeente se geskiedenis dink, of dit nou die oudste gemeente in Suid-Afrika is en of dit een van die oudste gemeentes hier in die VK is, dan ontdek jy iets merkwaardig. Geen gemeente bestaan uit eie krag nie. Geboue kan bly staan, name kan oor eeue heen voortleef, maar wat 'n gemeente dra is nie strukture nie, dit is genade. Genade is die ongesiene fondament van elke gemeente. Dit onderlê elke erediens, elke doop, elke nagmaalstafel, elke traan by 'n stil gebed. Dit is genade wat mense bring rondom God se woord en sakramente en groepe. Dit is genade wat deur stryde, uitdagings, verskille, emigrasie, finansiële uitdagings gaan en 'n geloofsgemeenskap laat aanhou asemhaal. Wanneer 'n gemeente oor dekades, soms selfs oor eeue heen bly voortbestaan, is dit eintlik 'n stille getuienis. Christus bou sy kerk. Nie ons eie slimheid of ons eie strategie nie ons programme of ambisie nie, God. Alles in genade. En as ons eerlik is dit ook so vir ons SA gemeente. Ons bestaan nie omdat ons sterk en slim is nie, maar omdat God genadig en getrou is. Maar genade vra ook 'n antwoord, ons reaksie. En vandag gaan ons so op pad na die kruis, na Paasfees toe. Kyk na ons antwoord. Hoe lyk dit en wat vra God van ons as individue en as gemeente? Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom vandag voor U en na U toe, met oop hande en oop harte. Nie omdat ons alles reg gekry het nie, nie omdat ons lewe volmaak is nie, maar omdat U 'n God van genade is. Dankie vir U ontfermings. Die ontfermings waarvan Paulus praat, die ontfermings wat ons in Jesus Christus ons Here sien. Dankie dat U ons nie loslaat nie ons alleen laat as ons verlore voel en swaar kry nie. Dankie dat U ons kom soek het, Here, dat U ons roep om aan U te behoort. Here, wanneer ons vandag U woord hoor, maak ons harte oop vir die wonder van U genade. Verander ons denke. Vernuwe ons harte, leer ons om ons lewens aan U te gee as lewende offers, uit dankbaarheid vir alles wat U gedoen het. En lei ons deur U Gees, sodat ons nie net oor genade praat nie, maar uit genade leef, dit verstaan, dit deel. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Vriende, ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly van nou af tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus die Seun deur die krag van die Heilige Gees. Amen. In Afrikaans praat ons maklik oor genade. Ons hoor baie maal mense sê, genadiglik het ons oorleef, wanneer iets verregaande gebeur het. Of, my genade, ek kan dit amper nie glo nie, wanneer hulle verbasing wil uitdruk. En natuurlik, dit is genade alleen dat dinge uitgewerk het, om hulle dankbaarheid te bevestig. In die Bybelse Hebreëse en Griekse tale is daar 6 verskillende woorde wat almal met genade vertaal word. En die betekenis van hierdie woorde wissel van guns in Genesis 6 vers 8 in die Ou Testament, tot liefde of getrouheid wat verwys na God se verbondsgenade, tot by die vrye geskenk van God se liefde wat elke gelowige in die Nuwe Testament wil omvou. In die Engelse taal word 2 woorde hoofsaaklik gebruik, grace and mercy. Grace is the free, undeserved and unmerited favor or blessing of God. Dit wat ons onder God se genade verstaan. And mercy is the compassion or forgiveness shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm. Dit wat ons barmhartigheid noem. Genade en barmhartigheid. John Newton se moeder het hom van kleins af geleer wat dit is. Net soos hy hom geleer het van die Here en hoe om te bid. Hy het alhoewel nie geluister en hy het sy eie kop gevolg, so baie kinders doen. En Newton het 'n slawehandelaar geword. 'n man wat later self gesê het hy was verlore in sonde en skuld.
En dit was dan ook op een van hierdie slawereise waar hy in doodsangs verkeer het, waar hy onthou het wat sy moeder hom geleer het, en hy tot God gebid het en God aangeroep het. En hy het God se genade ontdek. Iets wat sy lewe totaal verander het van daardie punt af. En uit daardie ervaring en verwondering het hy die bekende woorde geskryf wat ek en jy ken. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Genade onbeskryflik groot. Hoe verduidelik mens iets wat nie in woorde beskryf kan word nie? Die Heidelbergse Katekismus verduidelik, reken ons arme sondaars al ons misdade ter wille van die bloed van Christus nie toe nie, en vind in ons ook hierdie bewys van u genade, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Dit is ons werklikheid. Sonde breek ons verhouding met God, maar dit is ook die evangeliese werklikheid. God se genade herstel dit weer. Het is nie toevallig dat Paulus in die boek Romeine so baie oor genade en barmhartigheid praat nie. In die brief kom die woord genade en barmhartigheid meer as 30 keer voor. En hy praat daaroor deur die hele skrywe. Wanneer hy verwys na ons sonde in hoofstuk 1 tot 3, God se genade in hoofstuk 3 tot 8 en God se barmhartige plan vir ons in hoofstuk 9 tot 11. En dan natuurlik die oproep om ons lewende offers te leef in hoofstuk 12 tot 15. Het is asof Paulus ons wil laat verstaan, die hele evangelie staan en val by hierdie waarheid. God red mense, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat hy genadig en barmhartig is. En daarom begin Romeine 12 met die volgende woorde, en dis ons teksgedeelte vir vandag, verse 1 tot 2. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wanneer Paulus die brief aan die Romeine skryf hy nie aan 'n eenvoudige, eenvormige gemeente nie. Die wêreld van die eerste Christene in Rome was kompleks. In die gemeente was mense uit verskillende godsdienste, agtergronde, kulture en tradisies. Daar is mense wat sterk vasgehou het aan die tempel en die offersisteem, waar God deur volmaakte offers basies nader gebring kon word. En ander het geglo in die reinheid, die nakoming van al die godsdienstige reëls en wette, waarin 'n plek geskep het waar God teenwoordig kan wees. En dan natuurlik was dit die derde groep, die mense wat maklik as onrein, onwaardig en buite die samelewing beskou is. En teen hierdie agtergrond skryf Paulus. En dan is dit interessant om te sien wat hy doen, wat hy skryf. Hy begin nie met nuwe reëls nie, hy begin nie met 'n nuwe wetboek nie. Hy begin met genade. En daarom begin Romeine 12 met hierdie woorde op grond van die ontfermings van God. Met ander woorde, alles wat volg gebeur in die Christelike lewe begin nie by ons prestasie nie, maar by God se ontferming. Die eerste 11 hoofstukke van Romeine vertel hoe God mense red, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat hy genadig is. En nou sê Paulus, omdat julle hierdie genade ontvang het, leef nou anders. Die Christelike lewe begin nie by verdienste nie, maar by dankbaarheid vir God en sy genade. Dan tweedens gebruik Paulus 'n opvallende beeld. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Die woord offer sou sy eerste lesers onmiddellik aan die tempel laat dink het, waar 'n dier geoffer was, gesterf het om vir iets te betaal. Maar kyk wat doen Paulus. Hy draai hierdie hele beeld om. Hy sê nie bring 'n dier nie, hy sê gee jouself. En hy sê dan ook nie maak jouself dood nie, maar bied jou lewe aan. Nie 'n dooie offer nie, maar 'n lewende offer. Dit beteken dat ons hele lewe aan God behoort. Nie net ons geloof op 'n Sondag nie, nie net ons gebede nie, maar ons liggame, ons dade, ons woorde, ons daaglikse bestaan. 'n Lewende offer is 'n lewe wat doelbewus vir God geleef moet word. Maar hoekom moet ons so lewe?
Nie om God se guns te verdien nie. Nie om punte by God of brownie points te kry nie. Paulus sê duidelik, op grond van die ontfermings van God. Met ander woorde, ons leef nie so om genade te kry nie, ons leef so omdat ons reeds genade ontvang het. Genade is eerste, gehoorsaamheid volg daarop. Dit bring ons by die derde punt. Natuurlik by die tyd van die jaar waarin ek en jy nou is, lydenstyd. In hierdie seisoen onthou ons hoe Jesus Christus self die pad gestap het, self oorgegee en geloop het. Jesus het nie net oor liefde gepraat nie, hy het nie net oor genade geleer nie, hy het self die offer geword. Aan die kruis sien ons die diepste waarheid van God se genade. God sien die werklikheid van ons sonde raak, maar hy los ons nie as sondaars alleen nie. Nee, Jesus gee homself volkome, heilig, volmaak. Die kruis wys vir ons, genade is nie goedkoop nie, dit kos God baie duur. En daarom sê Paulus later dat ons liggame as lewende offers moet stel. Nie omdat ons die kruis moet herhaal nie, maar omdat Christus reeds die volmaakte offer gebring het. Ons lewe word nou 'n antwoord op daardie genade van hom. En laastens, genade het nog altyd dieselfde patroon. As ek en jy kyk na Adam, nadat Adam en Eva gesondig het, sou 'n mens verwag het dat God hulle onmiddellik vernietig. Hulle moes immers gesterf het. Maar God doen iets anderste. Hy spreek 'n oordeel uit, ja, maar hy gee ook 'n belofte. Hy beloof 'n verlosser en hy bedek hulle skaamte. Adam verdien nie dood, maar hy ontvang die lewe. Dit is genade. En dan lees ek en jy natuurlik van Paulus. Voor sy bekering was Paulus 'n vervolger van die kerk van Christus. Hy het Christene gearresteer en selfs by hulle dood betrokke geraak, homself ontheilig. Maar toe Jesus hom ontmoet op pad na Damaskus, vernietig hy hom nie, hy roep hom. Die vervolger word 'n apostel, die vyand word 'n dienaar. Dit is genade. En dan natuurlik ons. Genade vandag lyk soos mense wat nie meer deur skuld of skaamte of selfregverdigheid beheer word nie, maar deur dankbaarheid. Dit lyk soos 'n lewe wat al hoe meer aan God behoort, in ons huise, by die werk, in ons verhoudings, in ons woorde. Nie volmaakte mense nie, maar veranderde mense. Dit is ons antwoord op God se genade. Lewende, veranderde mense. Genade begin altyd by God. Nie by ons inspanning of ons geestelike prestasie nie. Die Reformatie het dit eenvoudig gestel, sola gratia, uit genade alleen. Want uit genade is julle gered deur geloof, soos Efesiërs 2 vers 8 sê. Genade is die gawe wat God vrylik gee en geloof is die hand wat dit ontvang. Maar hoe bly ons naby hierdie genade? Hoe maak ek dit deel van my lewe? God in sy ryk en barmhartigheid het ons saam met Christus lewend gemaak. Deel van sy liggaam, alles in genade. Uit genade is julle gered, sê Paulus. En dit sê Paulus is die ontfermings van God. Hierdie genade wat Romeine 12 vir ons sê, maak dan sin. Gee julleself as lewende offer aan God. Dit is hoe ons God se genade deel maak van ons lewens, deur dit te lewe, deur dankbaarheid, gehoorsaamheid en geloofsgewoontes. Gesonde geloofsgewoontes is nie 'n manier om iets te verdien nie, maar dit is die plekke en die tye waar God gesê het, hy ons sal ontmoet, waar hy ons sal versorg, vertroos en versterk, wanneer ons saam met hom vergader in klein groepe by die erediens, waar ons saam bid, saam luister na sy woord en saam aan die tafel van die Here sit, neem ons deel aan sy opdragte en plaas ons onsself doelbewus by die bron, in God se teenwoordigheid. En dan is ons aktief besig om in sy genade en liefde te deel. Lewe ons as lewende en heilige offers. Lydenstyd nooi ons juis om stadiger te leef, dieper te luister en weer bewus te word van Christus se lyding. Nie alleen nie, maar as deel van sy liggaam. En juis in lydenstyd wil ons weer stil by hierdie waarheid. Ons verlossing lê nie in wat ons doen nie, maar wat in Christus gebeur het en wat hy doen. Aan die kruis, in liefde, deur God se genade. Eeue gelede het nog 'n digter voor die kruis gestaan. Sy naam was Isaac Watts. Hy het gekyk na die kruis van Christus en hoe langer hy daarna gekyk het, hoe minder kon hy dit in gewone woorde vasvang. En daarom skryf hy,
when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. En dan verwoord hy wat hy besef, hierdie genade vra antwoord. En daarom eindig hy die bekende lied wat ons almal ken met die woorde: Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. En dit is wat Romeine 12 bedoel, wanneer ons regtig die genade van God sien, die genade wat Adam gespaar het, wat Paulus verander het, wat Newton gered het, dan kan 'n mens nie anders nie. Dan gee jy jouself, nie half nie, nie net op Sondag nie, maar jou siel, jou lewe, jou verstand, jou alles. Mag jy in hierdie tyd wat kom, werklik besef, dat God se genade vir jou is, en dat ek en jy 'n veranderde lewe sal leef, tot sy eer. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir u woord, en vir die wonder van u genade. Dankie dat u ons gevind het toe ons verlore was, dat u ons lewend gemaak het deur Jesus Christus. Help ons nou deur u Gees, as individue, as gemeente, as gesinne en families, om ons lewens aan u te gee as lewende en heilige offers. Mag u genade nie net iets wees wat ons hoor nie, maar iets wat ons aanvaar en iets wat ons leef. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Redder en ons Verlosser. Amen. Mag die God wat ryk is in barmhartigheid en oorvloedig is in genade, jou hart vul met die wonder van sy liefde. En mag Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, vir jou gegee het, jou leer om jou lewe as lewende offer te leef. En mag die Heilige Gees jou denke vernuwe, sodat jy elke dag kan onderskei wat goed en reg en vir God aanneemlik is. En gaan dan nou in die genade van ons Here Jesus Christus, aan die liefde van God die Vader en in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. En ek wil jou vandag uitnooi om te deel in God se genade. Kom woon ons eredienste by en kom nooi sommer mense saam. Gaan besoek die webwerf of die app en kry al die informasie en instruksies van waar dit is en wanneer wat gebeur en informasie en materiaal om jou self te verdiep in jou verhouding met die Here. En soos altyd, ons dankoffers is nie 'n plig nie, dit is deel van ons antwoord op God se genade. En al die inligting wat jy nodig het om by te dra, sal net hierna volg en kan jy beskikbaar kry op die webwerwe. En dankie dat jy vandag met my hierdie tyd gedeel het. Mag jy hierdie lydenstyd God se genade ervaar, aanvaar dit en leef dit. Tot volgende keer. Totsiens.